In 'n wêreld wat vinnig verander, bly die lesse van die verlede ons riglyn vir die toekoms. Neem uit die verlede wat goed en edel is. Bou daarop 'n toekoms vol hoop en visie. Neem uit die verlede. 'n Reis deur ons geskiedenis, ons erfenis. Baie welkom aan al ons luisteraars by die potsending Neem uit die verlede. Dit is president Paul Kruger wat gesê het, neem uit die verlede alles wat goed en edel is en bou daarop die toekoms. Die twee aanbieders van hierdie potsending is oom Pieter Mulder en dan ek, Alistair van Heerden. Baie welkom oom. Dankie Alistair. Nou ons staan vandag in die reeks oor die parlement stil by die onderwerp vroue in die parlement en vroue stemreg. Ons gaan wegspring met die eerste vraag oom. Waarom het dit so lank geneem voor vroue in Suid-Afrika stemreg gekry het? Ja, Alistair, dit het nie net in Suid-Afrika lank geneem nie, maar wêreldwyd kon vroue vir dekades lank nie stem nie. Dis maar eers die laaste 100 jaar dat vroue in baie lande stemreg gekry het en selfs dan tot die parlement verkies kon word. En ek dink dit hou verband sonder twyfel met die vrou se ondergeskikte posisie oor die eeue. Jy weet, in Christus se tyd het van die Joodse mans gebid, dankie dat ek nie ongelowige of 'n vrou is nie. Nou, algemene stemreg vir almal het ook maar eers baie onlangs gebeur. Voor dit was stemreg baie beperk. Allerlei reëls en kwalifikasies het gegeld oor wie mag stem en wie mag nie stem nie. Kom ek vat 'n voorbeeld. In die Griekse stadsstate, wat as die begin van demokrasie beskou word, kon vroue en slawe en jong mense nie stem of aan die regering deelneem nie. Slegs mans bo 35 kon stem en besluite neem. Ek kan nog 'n voorbeeld gee. Die Britse parlement kom van die 13de eeu af, maar na 400 jaar in 1780 kon maar slegs 3% van die Britse bevolking stem. Om daardie tyd te kon stem, moes jy 'n man wees, nie 'n vrou nie. Jy moes eiendom besit. Die eiendom moes 'n sekere waarde gehad het, nie goedkoop wees nie, en jy moes ouer as 'n sekere ouderdom gewees het en sulke voorwaardes was daar. Nou vat 'n voorbeeld Amerika. Amerika word gereeld as 'n model van demokrasie en gelykheid vir die wêreld voorgehou. Maar ek dink mense vergeet, die Amerikaanse grondwet is in die 1780s deur slawe-eienaars opgestel, wat nie vir 'n oomblik daaraan gedink het dat die slawe of die vroue ook moes stem nie. Die grondwet het daarvoor voorsiening gemaak nie. Die Amerikaanse grondwet moes gewysig word hier in 1919 met die 19de amendement. Gaan kyk na hom, gaan lees hom op internet, sodat vroue kon stem. En eers in 1965 is African Americans, dis nou swart Amerikaners, se stemreg verseker met die Voting Rights Act. Dit was 'n jaar voor die einde van Dr. Woord se eerste ministerskap in Suid-Afrika om vir jou 'n idee te gee van die tyd verloop jaar. Nou oom het die geskiedenis so uitgelê het, wat was dan in hierdie geskiedenis tydperk die argumente teen die stemreg vir vroue? Van die argumente teen stemreg was byvoorbeeld dat die politiek 'n vrou haar vroulikheid sal ontneem en dat vroue eintlik verkies om nie te stem nie, hulle verkies om tuisteskeppers te wees. Nou almal het nou natuurlik nie daarmee saamgestem nie. Vroue kan welsynswerk doen as geredeneer, terwyl mans dan die politiek bedryf. Natuurlik is die Bybel ook vir argumente gebruik, naamlik dat 'n vrou se hooftaak is om haar kinders op te voed en dat die Bybel duidelik die man die gesinshoof maak. As gesinshoof stem hy dan sommer namens die gesin, is geargumenteer. Daar's 'n parlementslid van Middelburg, meneer G.J.W. de Tooy. Hy het in 1913 in die parlement gesê dat vroue stemreg 'n duiwelse ding is, wat onmin tussen man en vrou in spanning en huwelike sal bring, en daarom is hy sterk daarteen. Nou, niks kon die jarelange stryd vir gelyke regte egter keer nie en vir stemreg keer nie. So aan die einde van die vorige eeu was daar al meer sukses vir vroue en kry dat ook al meer vroulike politici en eerste ministers begin toetree tot die politiek. Golda Meir byvoorbeeld word as eerste minister van Israel verkies. Sy het gesê dat vir 'n vrou om suksesvol te wees, moet sy baie beter wees in wat sy aanpak as 'n man. Charlotte Whitten, sy is 'n Kanadese politikus gewees, sy het hierop verbeter. Haar aanhaling wat sy sê, enigiets wat vroue doen, moet hulle 2 keer so goed soos die mans doen, ten einde net helfte so goed gereken te word. Gelukkig is dit nie moeilik nie. En dan natuurlik mevrou Thatcher, Margaret Thatcher, een van haar bekendste aanhalings was, as jy iets gesê wil hê, vra gerus vir 'n man. Maar as jy iets gedoen wil hê, dan moet jy 'n vrou vra. En ek ken al hierdie aanhalings goed, want my eie vrou het dit in die mure in haar klaskamer gehad waar sy skool gehou het, soort van. Nou, na stemreg vir vroue
het die huwelike normaal voortgegaan eintlik. So die parlementslid Tooi van Middelburg was toe nie reg. Toe hy in 1913 voorspel het dat vroue stemreg onmin aan alle huwelike gaan veroorsaak nie. In al my jare in die politiek weet ek wel van een so geval, as ek 'n storieetjie kan vertel, waar hy wel reg was. Na 'n verkiesing het 'n vrou na my gekom en gevra ek moet met haar man kom praat. Hy is baie kwaad vir haar. Sy het vir my gestem, maar hy stem vir my opponent. Sy het gereken is mors van tyd om die 40 km van die plaas af na die dorp te ry om te kom stem. As haar man wat saam met haar ry se stem haar stem in elk geval net gaan uitkanselleer. Toe het sy 'n plan gemaak en sy het haar man se identiteitsboekie op die stemdag weggesteek, sodat hy nie kon stem nie. Nou moet ek hom gaan besoek en hom verduidelik waarom dit baie belangrik wat sy vir my moes stem en hoekom dit beter was dat hy nie gestem het nie om die huweliksharmonie weer terug te kry. Nou in hierdie stryd, wie en hoe is die stryd vir die vroue se stemreg gevoer? Die stryd is wêreldwyd gevoer eintlik en veral in Brittanje en Amerika is daar 'n kwaai stryd gewees oor baie jare. Vroueaktiviste en vroue stemregorganisasies het begin met toesprake eers, later pamflette, later briewe aan politici. In 1907 is byvoorbeeld die eerste van baie groot vroue protesoptogte in Londen gehou. Nou toe die vroue sien hierdie vreedsame metodes werk nie, het die vroue meer radikaal en rof begin optree. Byvoorbeeld in die Britse parlement was daar 'n aparte galery bo vir vroues. Hierdie galery was met 'n eystertipe diewering of 'n rooster toegemaak, waar agter die dames dan gesit het as hulle die debatte wou kom luister. So amper asof uit 'n tronk hulle na die verrigtinge kon kyk. Nou 2 van die vroue, stemregaktiviste, jy kan aan name gaan kyk, Muriel Matters en Helen Fox, het in 1908 hulle met kettinge aan hierdie eysterrooster vasgeketting. Hulle het daarna 'n banier oor vroue stemreg na die parlementslede onder in die raadsaal laat sak en geskreeu, ons is nou lank genoeg agter hierdie beledigende eysterrooster. Nou die spreker het dadelik opdrag gegee dat hulle verwyder moet word. Maar omdat hulle vasgeketting was, kon hulle nie verwyder word nie. Al oplossing was om die hele rooster los te skroef en die dames met rooster en al na 'n plek te neem waar hulle toe later losgesaag kan word. Die voorval bekend as the Grill Incident het baie publisiteit vir vrou stemreg daai tyd in die media gekry, dis presies wat hulle wou gehad het. Die volgende jaar het dieselfde vroue gewag vir die opening van die parlement en hulle het 'n lugballon met 'n mandjie onderaan gehuur en beplan om dan die koning se stoet wat hy beweeg van die paleis na die parlement om te open om daaroor te vlieg en dan duisende pamflette oor die vroue stemreg van bo af op die stoet af te gooi. Op die ballon was ook groot geverf Votes for Women. Hulle het wel die pamflette gestrooi, maar die wind het verkeerd gewaai en die pamflette het myle van die koning se optog afgeval. Maar tog het hulle steeds baie publisiteit so gekry. As jy gaan kyk verder, die vrouaksies het al gewelddadiger geword en talle vroue het in die tronk geëindig. Emily Davison was byvoorbeeld 9 keer in die tronk en het 7 keer op hongerstakings gegaan oor haar stemreg aksies. In 1913 het sy oor vroue stemreg betoog deur byvoorbeeld by die groot Britse perdereisies, die bekende The Derby, het sy voor die koning se perd ingehardloop om te protes en daardeur 'n punt te maak. Die perd het met haar gebots, raak getrap en sy is 4 dae later dood van wat gebeur het daar. Nou al hierdie druk het gemaak dat die Qualification of Women Act in 1918 in die Britse parlement aanvaar is. En dit het aan Britse vroue stemreg gegee. Nou die wet interessant het net 26 woorde. En daar is spottend later deur die mans gesê dat die kortste wet in die parlement die langste debatte veroorsaak het toe vroue begin saampraat het. Nou, as ons nou terugkom huis toe, wanneer en hoe het vroue stemreg in Suid-Afrika gekry? Nou jy kan dink toe vroue nou in Brittanje stemreg gekry het die druk om dieselfde in Suid-Afrika te doen al meer toegeneem. In 1907 is die Vrouwenkiesrecht Liga, dis nou 'n Vrouwenkiesrecht Liga in die Kaap-provinsie gestig. En hulle het hulle vir vroue stemreg beywer eintlik en beklei. Die bekende skryfster Oliver Schreiner was 'n deel daarvan. Nou Oliver Schreiner het baie bewondering vir die Afrikaner vroue gehad en sy het na die groot trek verwys en sy het geskryf dat die boerevroue feministe was met sterk eie menings, lank voordat in Europa mode geword het. Die boerevroue was nie Victoriaans broos en sonder eie standpunte nie, het sy geskryf. Maar die bekendste voorbeeld hiervan is waarskynlik die kaalvoet oor die berge standpunt van Susanna Smit. Onthou nou toe dit lyk of die voortrekker mans
bereid was om Britse anneksasie hier in 1840 se kant van Natal te aanvaar. Na al die ontberings wat die voortrekkers by Bloukrans en uiteindelik Bloedrivier deurgemaak het, het die vroue ontplof. Die gedigte Susanna Smit het die Britse gestand wat gekom het met die boodskap Henry Kloete daarop gewys dat die vroue in baie veldslagte en ontberings saam met die mans was. En daarom is hulle geregtig op 'n eie mening, hulle het ook 'n mening oor die hele saak. En daar is toe die bekende woorde gebruik, want sê dan eerder kaalvoet terug oor die Drakensberge, as dat ek weer bereid is om onder Britse bewind te kom. En dit kom uit daardie tyd uit van die vroue. En te staan dat die gestand is, nou Kloete met sy Britse agtergrond, was geskok dat voortrekker vroue, anders as Britse vroue van daardie tyd, soveel vryheid deur hulle mans toegelaat word. Hy skryf na hierdie voorval in sy dagboek, These Afrikaner women are a disgrace to their husbands. Nou, een van die belangrike Afrikaner vroue wat haar verstemreg na 1900 beywer het, was Dr. Petronella van Heerden. Sy was die eerste Afrikaanse vrou wat 'n dokter geword het. In 1915 het Afrikaner vroue 'n groot optog na die Uniegebou gereël. En dit was gedoen om amnestie vir die rebelle van die rebellie van 1914 te vra. 6000 vroue, wat 65.000 vroue verteenwoordig het, het daar 'n petisie gaan oorhandig. En ek weet dit goed, want my ouma Maria Mulder was een van hulle en het ons vertel daarvan. Nou, toe die protesoptog nie resultate oplewer nie, het die vroue toe 'n aparte party, 'n nasionale vroueparty gestig, omdat vroue nog nie kon stem nie. Vrouestemreg was een van die sake wat hulle oral gepropageer het. Nou, generaal Hertzog as leier van die nasionale party, het aan hierdie vroueparty beloof dat indien hy die 1929 verkiesing sou wen, hy 'n voorstel vir vrouestemreg sou indien in die parlement. Nou as jy weet die geskiedenis ken, hy het in 1929 gewen en in 1930 is die voorstel gemaak en het vrouestemreg gekry wat gemaak het dat die mans en die vroue nasionale party toe saamgesmelt het om een party te word. Nou hierdie 1930 stemreg was net vir wit vroue. Swart vroue sou in die 60er jare in die tuislande stemreg kry en bruin vroue in die driekamer parlement. En eers in 1994 was daar nou algemene stemreg vir almal in Suid-Afrika. Die dit om nou verduidelik het, wanneer en hoe vroue stemreg in Suid-Afrika gekry het, wil dit nou ons bring by die volgende vraag, wie was dan nou die eerste vroue parlementslid in Suid-Afrika gewees? Die eerste vroue parlement in Suid-Afrika was Leila Reitz. Sy is verkies in 1933 in die Parktown kiesafdeling. Nou, dis 3 jaar nadat dit amptelik toegelaat is, en sy was getroud met Denys Reitz. Nou, Denys Reitz is seun van die oud Vrystaatse president F.W. Reitz. Nou, mense wat lees sal weet, Denys Reitz is ook die skrywer van die boek Commando oor die Tweede Vryheidsoorlog, en hy was ook 'n parlementslid. Maar daar was baie min vroue parlementslede daar die eerste 40 jaar na vroue stemreg gekry het. Nou, as 'n mens nou kyk na die begin van die vroue in die parlement, hoeveel vroue is daar tans in die Suid-Afrikaanse parlement? Vroue is tans baie goed verteenwoordig in die parlement, en die rede hiervoor is dat die ANC 'n kwota-beleid het, wat vrouekandidate betref. Hulle gebruik wat hulle noem 'n zebra-lys, waar elke tweede naam die van 'n vrou moet wees. Nou ek stem nie daarmee saam nie, maar dis hulle benadering. Nou in die 7de parlement, na die 2024 verkiesing, is daar 174 vroue uit 400 in die parlement. Dit beteken ons het 44% vroue in die parlement na 2024. Nou, ons is by die laaste vraag om. In oom se tyd in die parlement, watter vroue parlementslede staan vir hom uit? Dit is 'n baie gevaarlike vraag om name te begin noem, en ek moet nou baie versigtig wees, maar kom ek probeer al kante kyk. Ek dink aan die ANC kant aan Winnie Mandela, wat 'n gevaarlike vrou was, eintlik 'n giftige een. Geraldine Fraser-Moleketi, Naledi Pandor. As ek aan die oppositiekant dink ek aan Dean Smith, Sandra Botha, Masibuko, Sheila Cameron, dan die Bessie Skols wat 'n KP parlementslid was, vroue parlementslid. As ek verder teruggaan, was daar Dr. Rina Venter as die enigste vroue minister in die kabinet, en dan natuurlik mevrou Helen Suzman. En miskien moet ek met 'n storie afsluit daar rondom. Jy weet, Suzman was vir 36 jaar lank lid van die parlement en vir 6 jaar die enigste vrou en verteenwoordiger van haar party in die parlement. En ek het die storie van Helen Suzman en haar onderrok al meer as een keer vir my dogters vertel, as 'n voorbeeld van sterk persoonlikheid. Nou as enigste vrou in die parlement was sy besig om 'n ernstige toespraak te hou. Nou in die middel van haar toespraak begin haar halflyf onderrok afsak. Dit gebeur met vroue, vra maar vir hulle,
Maar vroue is baie slim om hulle elmboë dan so teen hulle sye vas te druk en dan so 'n bietjie te wikkel, so 'n bietjie van 'n rock and roll rukbeweging, dan trek hulle onderrok weer op en dan gaan sy almal in die toespraak en dis presies wat mevrou Soosman gedoen het. Maar na 'n rukkie begin die onderrok weer afsak. En toe die derde poging om dit permanent op te trek misluk, het sy met die elegante skud van die heupe die onderrok tot by grond laat val, waar dit nou so in 'n sirkel om haar voete gelê het. Sy tree toe netjies uit die onderrok uit, buk, tel dit op en druk dit aan haar handsak sonder om sy enkele woord van haar toespraak gemis het. Sy hou normaal aan dwars deur om te praat. Die verstommende vir my was dat haar persoonlikheid van so aard was dat daar geen opmerkings of tussenwerpsels van enige van die mans teenwoordig gekom het en hulle doodstil gesit en kyk wat iets sê van haar persoonlikheid. Nou net laaste terwyl ek byvoorbeeld die Amerikaanse Kongres besoek het, ek het 4 dogters en ek is trots op hulle al 4 en 1 seun, het ek vir my dogters daar by die Amerikaanse Kongres T-hemde gekoop. Nou as jy weet, die Amerikaanse Kongres bestaan uit 2 kamers, 'n House of Representatives en 'n Senate. Nou voor op die T-hemp staan, a woman's place is in the House and in the Senate. Baie dankie oom, ek waardeer hom se tyd, hom se moeite. Dit is ons 8ste episode. Tot volgende keer. In 'n wêreld wat vinnig verander, bly die lesse van die verlede ons riglyn vir die toekoms. Neem uit die verlede wat goed en edel is. Bou daarop 'n toekoms vol hoop en visie. Neem uit die verlede 'n reis deur ons geskiedenis, ons erfenis.